Ek wil graag gou antwoord op Adele Nudea se video. Sy het 'n baie belangrike aantal vrae gevra oor siener en hoekom waarsku 'n mens, as dit dan nou God se strafgerig is, hoekom waarsku ek, hoekom bly ek nie maar stil nie? Ek meen, dit is nou 'n strafgerig en baie mense gaan sterf, praat ek nie teen God nie. Sy, soos ek sê, is 'n aantal belangrike vrae. Ek gaan kyk of ek hulle almal kan onthou. Ek sit die video wat sy gevra het, gaan ek op die einde aanheg, sodat kan jy gaan luister wat het sy gevra. Nou die groot ding hier is, daar is 'n strafgerig uitgeroep oor Suid-Afrika. Dis as 'n strafgerig reg oor die wêreld, maar spesifiek is daar 'n strafgerig oor Suid-Afrika en spesifiek oor die boerevolk. Want die skrif sê, wanneer God begin om te oordeel, sal hy begin by sy eie huis. Reg. So hy begin by die boerevolk. En in hierdie tyd stuur hy dan nou profete en rigters en wagters op die muur na die volk toe om te sê, bekeer, julle moet verstaan, die kom moeilikheid, jy moet 'n aantal dinge in plek sit. En dit gaan daarop juis dat geloof deur middel van die gehoor kom. Dit wil sê, jy hoor dit, en hier in jou hart begin jy voel, maar hierdie is waarheid, en dan reageer jy op die roepstem van die Almagtige. Daarom stuur hy profete. Hy is besig om ons te toets. Wie luister en wie luister nie? So Amos 3 vers 6 sê, sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar 'n onheil in die stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie? Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. So Jahwe is getrou en regverdig. Ons sal hom nooit kan verwyd dat hy ons nie gesê het nie. So hy sê deur middel van sy profete, hy stuur hulle. En ons is onder verpligting om te waarsku. As ons nie waarsku nie, dan kry ons pakslaag. Dan is dit groot probleme vir ons. So die profete waarsku omdat hulle in 'n drukgang is. Hulle waarsku nie noodwendig omdat hulle so graag wil praat nie. Dit is omdat as hulle nie praat nie, kry hulle pakslaag. God, nou moet ons iets anders verstaan. Soos ek sê, God is getrou en regverdig, hy waarsku. Matteus 23 vers 34 sê, daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes aan julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg. Sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Weereens profesie moet in vervulling gaan. So, profete word vervolg. Hulle word aangekla, hulle staan in die howe, hulle word toegesluit, en ons sal sien op die einde van dae, hierdie tyd, hoe mense se koppe afgekap word vir hulle getuienis. Want dit word geprofeteer baie duidelik in Openbaring 6. En weer eens, vervulling van profesie. Jahwe se woord keer nooit leeg na hom toe terug nie. So as hy sê 'n ding gaan gebeur, dan gaan dit gebeur. En hy's getrou en regverdig om sy profete te stuur. Hy sê hy sal hulle stuur, so hy sal dit doen. En in hierdie tyd moet jy jou ore oopmaak en luister na die waarskuwings. Dan is daar 'n baie belangrike vers wat dan hierby moet kom. En ek gaan dit vir jou lees, Esegiel 3 vers 17. Mensekind, ek het jou as 'n wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose, deur sy ongeregtigheid laat sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. Kyk die geweldige verpligting en verantwoordelikheid op profete. God eis julle bloed van ons af, as ons nie waarsku nie. Nou sê hy, en as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis.
Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het, omdat hy hom laat waarsku het. En jy het jou siel gered. Geweldige verpligting. En nou moet ons ook verstaan, dat hier op einde van tye, is God nie onregverdig nie. Hy bring nie 'n strafgerig oor die hele aarde, en dan gaan hy uitwis, almal voor die voet nie. Hy spaar 'n oorblyfsel van Israel spaar, hy spaar 'n aantal regverdiges. Ons lees daarvan in Openbaring. En hy wil graag hê hierdie mense moet hulle ore oopmaak, sodat hulle kan bekeer, sodat hulle kan luister na die waarskuwings en daarvoor voorsiening maak. Hy sê, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Nou as ek vir jou iets vooruit sê, wat moet jy doen? Jy moet voorberei. Is dit nie wat jy moet doen nie? Hoekom word jy dan nou vooruit gesê, sodat jy kan sit en duim suig? So jy sit net nog 'n slag en kyk net nog 'n Netflix video. Nee, jy moet reageer, raak proaktief. En dan kom hy in Sagaria 2 vers 7 en dan sê hy, Sion, hy sê, op, o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel. So hy sê op, hy sê staan op. Hy sê red jouself. Wat moet jy doen? Jy moet proaktief optree. Hy gee jou 'n geleentheid. Hy waarsku. Hy het al hierdie goed wat gaan gebeur is baie duidelik vir ons uiteengeset. 'n emmer bloed sal omval in Noordwes. 'n emmer bloed sal omval in die Vrystaat. 3 siwe oor Kaapstad, 3 massaslagtings oor Kaapstad, 2 massaslagtings oor Johannesburg. 'n siw wat uitkom in Noord-Transvaal en Limpopo. Natal sal natuurlik 'n totale drama wees van vuur en slagtings. Ons moet luister, maar jy het 'n keuse. Jy hoef nie te luister as jy nie wil nie. God is groot en regverdig. Hy glo in vryheid van keuse. Jy kan kies. Maar onthou, as jy nou kies teen die waarskuwings, dan is jy ook op jou eis. Dan moet jy hom ook nie verwyd nie, want jy het 'n keuse gemaak. En dit is my antwoord, Adel. Ok, so hierdie is nou gerig aan Deborah, so as enige iemand van julle al volg, whatever, stuur net vir die ding aan. Ek wil nou net iets weet, né? Jy ontleed nou Siener van Rensburg se profesie, en jy is 'n profetes, ok. Ek wil net gou iets uitvind, nou, as hierdie profesie nou besig is om waar te word, dan beteken dit nou dat Siener van Rensburg se goed was reg, en volgens Siener van Rensburg se goeders wil ek net sê, is dat, ek het nou nie die hele boek gelees nie, ok, jy is besig om dit te ontleed, jy kan dit vir ons ontleed, sal jy sê dat die laaste emmer bloed gaan omval, en dan sal die wit man moes nou weer vry wees, of sal ons nou weer ons land terugkry, en al die tipe van goed. Ok, nou, as dit 'n profesie is, en dit kom van God af, dan is dit nou die waarheid. Nou, hoekom waarsku jy almal? Want, as jy iemand waarsku oor dit wat God geprofeteer het, en dit gaan gebeur, wat is die punt om mense te waarsku? Want dan gaan dit anyway gebeur. So, eintlik gaan dit direk teen aan wat God sê, want, as dit geprofeteer is, dan gaan dit mos nou gebeur. So, dit maak nie vir my heeltemal sin nie, ek weet nie hoe die logika daar agter werk nie, want, ek weet nie, dalk is dit net 'n tydverdryf vir jou om dit te doen, want, volgens my gaan die laaste emmer bloed omval, en dan gaan ons nou weer vry wees. So die bloed gaan omval, regardless van of jy mense waarsku of nie. So die feit dat jy mense waarsku teen God se woord, maak nie vir my sin nie. Ek weet nie, kom maar na my toe en verduidelik dit vir my, want volgens my gaan dit mos nou gebeur, so maak nie saak of jy profeteer daarvoor, of vir dit, of teen dit, of wat ook al nie, gaan dit anyway gebeur, of jy nou mense waarsku of nie. Ja, ek weet nie, maak dit nie vir my sin nie. Maar ja, Deborah, asseblief, help my hier, I don't know the logic of this.